as jy deur 'n loopbaangids blaai, dan kan jy daar soek, daar is nie 'n loopbaan wat bekend is as die loopbaan van 'n politikus nie. Hy's geen vreemdeling in die politiek nie. In die vroeë 2000s het hy immers as 'n LP gedien en nou is hy terug. Dit is nadat hy aanvanklik die politiek vir 'n regspraktyk verruil het en 'n baie suksesvolle regspraktyk, maar toe verras hy ons en hy sê hy is die Vryheidsfront Plus se nommer 1 burgemeesterskandidaat in Tshwane. Sy naam is Willie Spies. Welkom Willie, dis so lekker om jou hier te hê. Dankie Tanya, dis 'n voorreg. Dankie vir die uitnodiging. Willie, ek dink my eerste vraag sal sekerlik wees, wat het jou besiel om terug te keer tot die politiek? Jy's 'n gesiene prokureur in Pretoria. Waarom het jy besluit of hoe het dit gekom dat jy jouself verkiesbaar gestel het as 'n kandidaat? Dit het 'n aanloop, en die aanloop het waarskynlik begin toe ek 'n kind was op skool. Ek was op skool al 'n politieke fanatikus gewees. Ek het verkiesingstye het ek met 'n klein radiootjie skool toe gegaan en na die uitslae geluister soos dit uitgekom het. En debatte gevoer oor wat in die politiek aan die gebeur is. Op universiteit het dit voortgegaan. Na universiteit was ek deeltyds maar politieke aktivis gewees ook. En so het dit gewerk dat ek uiteindelik danksy die betrokkenheid en aktivisme op die kantlyn in 2004 so effens verrassend, danksy die Vryheidsfront se prestasie in die Gauteng provinsie parlementslid geword het. Dit was 5 jaar wat vir my 'n ongelooflike ervaring was. Mense daai tyd vir my gesê, wat soek jy in daai sirkus? Is dit, geniet jy dit? En ek het altyd sê, ja, ek geniet eintlik nogal die sirkus. En wat vir my genotvol daarvan is juis daardie diversiteit van menings en die feit dat jy skouers skuur met al die ideologieë wat eintlik binne die politieke rol speel, van ons denke wat vrye mark georiënteerd is, wat konservatief is, wat lewensbeskouing betref, wat sterk klem plaas op gemeenskappe, op taal, op kultuur en op die goed wat belangrik is vir ons, tot by die, hulle noem hulle self progressief, maar is eintlik regressiewe idees van die links is. Regressiewe idees wat sê alles moet gelyk op verdeel word tussen almal moet ewe arm wees. Ons wil nie toelaat dat mense ryk word en op 'n eerlike manier en deur harde werk nie. Hulle word ryk op skelm maniere, maar nie deur harde werk nie. So daai ideologie van sosialisme aan die een kant tot konservatiewe federale idees aan die ander kant, is heeltyd in konflik met mekaar. As jy deur die hele wêreldgeskiedenis gaan, dan sien jy dit is maar heeltyd 'n wisselwerking van hierdie twee breë raamwerke van konservatief teenoor revolusionêr. Ons voel onsself tuis binne die konservatiewe raamwerk en dis goed om by plekke te wees waar jou idees heeltyd geweeg en getel word teenoor die ander idees. Want dis in sulke omstandighede waar standpunte ingeneem word en waar die tydtoets uiteindelik wys watter is reg en watter is verkeerd. Nou ons weet, die tydtoets het al gewys dat sosialisme nie kan werk nie. Dit het al gewys dat linkse woke ideologie altyd op niks uitloop nie. En dat die geuite en gewaardeerde wêreldbeskouing, dit is wat ons voorstaan. Konservatiewe idees, behou die goeie, ontwikkel nuwe dinge, maak seker dat dinge ontwikkel ten goeie, laat 'n vrye mark toe, laat gemeenskappe toe om hulle self te wees, en hou die regering klein en gefokus op die goed wat regerings hulle op moet toespits, naamlik om orde en reg te handhaaf, sodat die gemeenskap en die samelewing 'n sukses van die land kan maak. Ongelukkig geld daai goed nie in Suid-Afrika vandag nie, en dis wat skeefloop. Die regering hou met alles besig, behalwe om wet en orde te handhaaf. Die polisie is in rep en roer, want die polisie is meer besig om hulle self, die senior polisielede, hulle self te verryk met tenders waar hulle baie geld maak, as wat hulle besig is om misdadigers aan te keer, tot orde te roep en daarmee weg te kom. En dis die wese van wat nodig is. So, dit is die sirkus, hierdie gesprek tussen hierdie uiteenlopende denkraamwerke en die partypolitiek, die parlementêre politiek, en of dit nou in die parlement of in 'n wetgewer of in 'n munisipaliteit is maar die arena waarin hierdie sirkus homself afspeel
en waarin ons idees deurlopend moet slyp en vorm en ander oortuig en hopelik deur die dinamika van koalisievorming en alles wat daarmee gepaard gaan, dit regkry om ons idees, ons denkraamwerk deel van regering te maak en deel te maak van die rigting waarin ons stad of die provinsie of die land uiteindelik gestuur gaan word. Dis 'n baie opwindende tyd. Toe ek 16 jaar gelede weg was die ANC so dominant geweest dat daar net eenvoudig nie 'n kans was dat die minderheidsidees die boetoon kan begin voer nie. In die afgelope 16 jaar het die wonderlike gebeur. Dit was wonderlik, maar dit was ook voorspelbaar. Ons het geweet dat dit nie vir altyd kan hou dat hierdie sogenaamde breë kerk van denke binne die ANC in stand gehou sal word nie. En ons spot baie keer en ons sê hulle is maar soos 'n rowerbende wat met mekaar begin beklei het oor wie die grootste deel van die buit kry. Maar soos wat die rowerbende uit mekaar begin spat en kleiner groeperinge word en kleiner politieke partye raak en die 50% drempel nie meer so vanselfsprekend is vir die ANC as wat dit vir 30 jaar was nie. So word ongelooflike moontlikhede ontsluit vir koalisiepolitiek, vir nuwe regerings wat tot stand kan kom uit koalisies van minderheidspartye wat rondom sekere waardes bymekaar kom in 'n koalisie ooreenkoms en wat stedelike regerings, provinsiale regerings en die landsregering uiteindelik in 'n ander rigting kan stuur. Ons is nog in die kinderskoene daarvan, maar vir my was dit aantreklik om weer deel van hierdie spel te word. En ek sien uit na die verkiesing wat voorlê, ek sien uit na die proses van koalisievorming en ek sien uit om te sien hoe goeie die Engelse woord common sense, en ek dink is Mark Twain wat gesê het, common sense is not so common at all, om weer common sense of gesonde verstand weer terug te kry in die manier hoe ons stad regeer gaan word. Ek sien uit om dit moontlik te maak, en daarom was dit vir my aantreklik. Toe Corneille Mulder my vra, wil jy nie weer betrokke raak nie? Toe het ek nie baie lank daaroor gedink nie, ek het gedink dit is die moeite werd om nou te probeer. So dis baie duidelik, jy sê dit nou self, dat die politiek baie verander het, daar het soveel nuwe dinge gebeur, koalisieregerings is nou, ek wil sê, dis die era van koalisieregerings. Daar's natuurlik ook 'n baie groot verskil tussen die parlement en plaaslike regering. Is daar so 'n bietjie 'n senuweeagtigheid by jou, dat jy was in die burgerlike samelewing, nou kom jy terug, soveel het verander, of raak prokureurs / politici nie sommer senuweeagtig nie, maar jy is senuweeagtig om terug te kom? Ons raak senuweeagtig, ons wys dit net nie. Die terugbeweeg is vir my is nie vir my so groot sprong nie. En dis omdat ek ook met 'n bepaalde doel terugbeweeg. Hier het 'n geweldige kloof ontstaan tussen regering aan die een kant en die gemeenskap aan die ander kant. Hier's 'n ligleegte wat op die oomblik bestaan. Ons is vir 30 jaar geregeer en gedikteer deur 'n politieke elite wat danksy die ANC se krag en die loyale steun wat hulle van die kiesers ontvang het, daar geplaas is en as 'n vanselfsprekendheid daar geplaas is. In daai proses ontwikkel daar 'n geweldige kloof tussen dit wat hier op die grond gebeur, tussen gemeenskappe en dorpe en provinsies, en gewone mense wat elke dag hulle dag tot dag lewe lei, en dit wat hierdie klomp ringkoppe in die regering mee vorendag kom. En as gevolg van daai kloof wat bestaan, doen die ouens wat hier sit net wat hulle wil, en hulle word nie tot orde geroep nie. As gevolg van die nuwe dinamika wat begin posvat in die politiek van 'n regerende party wat nie meer bo 50% van die steun kry nie, raak dit skielik nodig dat mense vanuit die burgerlike samelewing weer betrokke raak by die politiek, want daai kloof moet oorbrug word. Die gaping tussen staat en gemeenskap moet oorbrug word. En die staat moet weer daar wees om gemeenskappe te beskerm, nie om oorlog te verklaar teen gemeenskappe of gemeenskappe te verdeel of op te breek of staatsmagte alle koste af te dwing op gemeenskappe nie, maar om daai gemeenskappe in staat te stel om te groei, om sterk te word en om hulle eie instellings te vestig wat dinge baie beter gedoen kan kry as wat die staat dit kan doen. En hierdie is interessant genoeg 'n wêreldwye verskynsel. Daar was 'n jaar of 2 terug was daar hierdie geweldige vloede in Spanje gewees. Nou Spanje is 'n eerste wêreldland, is deel van die Europese Unie
Dis 'n land wat eintlik relatief goed regeer word, behalwe dat hulle op die oomblik 'n baie linkse regering het. Maar toe hierdie oorstromings plaasvind en die Spaanse weermag en die Spaanse veiligheidsmagte weet nie wat om te doen om gewone reddingswerk weer te doen nie, toe het gemeenskappe na vore gekom, gewone jong mense uit die gemeenskappe en grawe geneem en pikke geneem en eintlik daar het 'n burgerlike versetbeweging amper van mense wat weer sê, maar laat die gemeenskap dinge weer self doen, ons doen dit baie beter as wat die staat dit kan doen. En dis vir my so half simbolies van wat reg deur die wêreld besig is om te gebeur. Ons het state gehad, state wat irrelevant begin raak het, staatsamptenare en bureaukrasieë wat eintlik niks anders meer doen as om hulle self te verryk nie, en gemeenskappe wat hierso 'n nuwe volwassenheid besig is om te ontwikkel. En dis nodig dat hierdie gemeenskappe weer na vore tree en eintlik hulle sokkies optrek, beheer vat en weer ten volle leef soos wat hulle behoort te leef. En dit is wat ek in die politiek gaan probeer regkry. So die Vryheidsfront Plus is 'n party wat bekend staan as 'n party wat beklei vir selfbeskikking vir Afrikaner belange, maar is ook 'n munisipale verkiesing. Kan die Vryheidsfront Plus dienste lewer? Het julle planne, soos jy sê, om gemeenskappe te bemagtig? Het jy planne om met die private sektor saam te werk? Wat bied julle in die munisipale verkiesingsjaar in 'n stad soos Tshwane wat regtig nie in 'n goeie toestand is nie? Selfbeskikking begin juis op plaaslike vlak. Dit begin juis by die manier hoe 'n woonbuurt verantwoordelikheid neem vir daai woonbuurt en vir die strate in daai woonbuurt en vir die parke in daai woonbuurt en vir die diensverskaffing in die algemeen daarso. Dis by uitstek die plek waar die ideologie of die idee van selfbeskikking tot sy volle wasdom moet kom. Nou is dit baie interessant om te sien dat die stad het al beleidsdokumente wat eintlik 'n raamwerk skep wat dit baie moontlik maak. Ons het in die Tshwane munisipaliteit is daar 'n beleidsraamwerk vir die vestiging vir gemeenskapsopheffingsdistrikte of Community Upliftment Precincts. Dit word afgekort met die woordjie KUP. Nou 'n gemeenskapsopheffingsdistrik is eintlik 'n woonbuurt of 'n groep, 'n straat wat besluit ons wil verantwoordelikheid neem vir hierdie stukkie dienslewering, of dit nou vir die straatligte is in ons omgewing, of dit vir die parkie ook aan die straat is, of dit vir sekuriteit is, of vir wat ook al. Ons wil onsself organiseer en ons wil verantwoordelikheid weer terugneem daarvoor. Die beleidsdokumente bestaan, dit gebeur egter nie omdat daai gemeenskappe nog nie geaktiveer is nie. En dit is by uitstek waarmee die VF+ om gaan besig hou, om hierdie goed te aktiveer. Ons doen dit reeds, van ons raadslede is al aktief besig om dit te doen, waar hier in die ooste van die stad kom 'n gemeenskap en sê, maar hierdie parkie oorkant die straat van ons, daar word afgeskeep, daar sluip slapers, dit word nie in stand gehou nie. Dan sê ons, kom ons organiseer onsself en ons vestig 'n opheffingsdistrik hierso. En ons neem beheer van hierdie parkie en ons bestuur hom soos wat hy bestuur moet word. En die som totaal van hierdie klein inisiatiewe, plaaslike inisiatiewe, raak later 'n groot inisiatief wat die hele stad ten goeie laat verander. So, ons is by uitstek daarmee besig en die groot idee is van selfbeskikking. Dit gaan nie oor 'n staat daar ver buite bereik van ons almal nie. Dit gaan oor daai wat ek self doen om hierdie woonarea waar ek woon veilig te maak, om dit skoon te maak en dit ordelik te maak. Dit gebeur reeds, ons moet dit net toelaat om nog meer te blom. Daar gaan waarskynlik 'n koalisieregering na hierdie verkiesing tot stand gebring word in Tshwane. Maar jy is eintlik ten gunste van koalisieregering. Absoluut. Ja. Vertel vir ons bietjie meer waarom jy dink dit belangrik is. Ek dink ons het op die oomblik 2 partye wat die politieke diskurs gedomineer het die afgelope 30 jaar. Aan die een kant die ANC, aan die ander kant die DA as vernaamste oppositieparty. Albei hierdie partye het 'n gevestigde belang in hierdie stelsel wat ons gehad het van 'n dominante ANC en 'n dominante DA. Want minderheidskiesers het amper by verstek vir die DA gestem, soos wat swart kiesers by verstek vir die ANC gestem het. Albei van hierdie partye sal baie graag daai dispensasie wil in stand hou, en daarom gaan 'n mens vind dat die propaganda wat daar is
is geweldig teen die gedagte van koalisies. Hulle laat 'n koalisie lyk of dit onstabiel is en nie werk nie, en klein partytjies word dikwels neerhalend na verwys. Die VF+ is nie 'n klein partytjie nie. Die VF+ het in die Tshwane Metro reeds 17 raadslede en ons glo ons kan dit soveel as verdubbel in die volgende verkiesing. Maar ons is 'n party wat 'n verskil kan maak. Maar die twee tot dusver dominante partye sal baie graag al hierdie goedjies uit die pad wil hê om maar 'n status quo van 'n aard wat gerieflik vir albei op 'n manier is in stand te hou. Daarom dink ek mens moet nie val vir propaganda wat gemaak word teen koalisiepolitiek nie. Ons het 'n stelsel van proporsionele verteenwoordiging. Proporsionele verteenwoordiging beteken is nie soos 'n kiesafdeling waar die eerste ou wat verby die wenpaal hardloop wen die setel, ongeag of hy nou 30% of 20% gekry het nie. Proporsionele verteenwoordiging sê dat elke persentasie stem wat uitgebring word, tel wel. Die rade word saamgestel in direkte verhouding tot die stemme wat uitgebring word. 'n Party wat 30% van die stemme kry, kry 30% van die setels. 'n Party wat 10% van die stemme kry, kry 10% van die setels in die raad. En in die meeste proporsionele regeringsstelsels reg oor die wêreld is daar nie so iets soos 'n volstrekte meerderheid nie. Dit gebeur bitterskaars. Die 30 jaar in Suid-Afrika van 1994 tot 'n paar jaar terug was eintlik 'n bietjie van 'n uitsondering op die reël gewees. Maar nou dat ons in die stelsel van normaliteit inbeweeg en waar die ANC onder 50% begin beweeg, moet ons nie nou die fout maak om te begin lawaai maak en sê nee, maar 'n koalisie is sleg want 'n koalisie skep onstabiliteit en alles wat daarmee gepaard gaan nie. Ons moet hierdie stelsel van koalisies gebruik om goeie alternatiewe regerings in plek te kry en om die ANC uit te haal waar dit nodig is. En dit het al gebeur. In 2006 het 'n koalisie destyds van die DA met 'n klomp klein partytjies wat elkeen net 1 of 2 setels gehad het, wat bymekaar gekom het. Helen Zille het die speaker van die Kaapse Stadsraad geword, Dirk Smit van die VF+ daai tyd. Helen Zille het die burgemeester geword, Dirk Smit het die speaker geword. En so is die eerste voorbeeld van koalisie politiek wat gewerk het 20 jaar gelede in Kaapstad in werking gestel. Die fout wat sedertdien gekom het is die koalisie is op die kantlyn geskuif en uiteindelik het die een party dominant geraak. En ons sien so dikwels dat 'n party wat dominant raak en nie oor sy skouer na sy koalisievennote moet luister nie, begin maak wat hy wil. Hy begin doen wat hy wil. En daarom is my ervaring in die regswerk wat ons doen namens 'n burgerlike instelling soos AfriForum, dat ons moet litigeer teen die Tshwane Metro Raad oor belastings wat hulle hier instel en wat onregverdig is, maar ons moet ook litigeer teen die Kaapse Stadsraad oor belastings wat deur 'n volstrekte meerderheid DA-regering daar ingevoer word. Doodgewoon omdat dit 'n dominante party is wat nie na sy koalisievennote luister nie. Hy maak wat hy wil en hy raak potensieel net so gevaarlik as wat die ANC was. Daarom sê ons koalisies is goed. Wat nodig is koalisies moet gedryf word nie deur 'n sug om posisies te kry nie. Want dit is die laaste ding wat ons wil hê, 'n klomp politici wat net stoele rondskuif vir 'n goeie posisie en 'n goeie salarisie. Ons moet koalisies kry wat gedryf word deur beginsels, deur idees, deur waardes en deur beleid. En ons moet sê, hoe gaan ons hierdie beleid van ons 'n realiteit maak in hierdie stad? Hoe gaan ons dit in 'n nuwe rigting stuur? En dit is die opwindende deel daarvan. So, koalisies is nie per se sleg, soos wat die propaganda dit dikwels wil maak nie. Koalisies het fenominale moontlikhede as dit reg aangepak word. Ons is van plan om dit reg aan te pak. Die Vryheidsfront Plus en die DA het baie goed saamgewerk voordat Silje Brink as burgemeester verwyder is. Sal julle nou weer bereid wees om saam met die DA te werk, sou die dinge so uitwerk? En dan wil ek dalk 'n tweeledige vraag. Sal jy sê Silje Brink is nou jou grootste mededinger? Hy was burgemeester, jy weet, ek wil sê ding mee omtrent tot dieselfde kiesers. Hy's nou al lank besig om sy mags posisie in Tshwane uit te brei. So hoe werk dit nou? Jy weet, is hy jou grootste mededinger en
wat as mens nou later nadat 'n koalisieregering tot stand kom, moet saamwerk? Is daar 'n balans wat gehandhaaf moet word? Mens moet 'n baie belangrike faset van koalisiepolitiek is dat jy het 'n voorverkiesingssituasie en jy het 'n naverkiesingssituasie. Voor 'n verkiesing is dit die werk van elke politieke party om sy steun te maksimeer. Elke politieke party wat in hierdie verkiesing ingaan, gaan met een doel voor oë in die verkiesing. Ek gaan nie in die verkiesing in om vir Siljebrink die burgemeester te maak nie. Ek gaan in die verkiesing in om die VF+ so sterk as moontlik te maak en as ons die sterkste party na die verkiesing is, dan is dit so. Dan moet ons die leiding gee in wat dan gebeur. As ons nie die sterkste is nie, of as ons saam met ander partye die sterkste is, moet ons daai sommetjie maak en kyk, hoe kan ons die waardes waarvoor ons staan, die beste indra in 'n nuwe regering in. So, Silje is nie 'n mededinger nie, Silje is eintlik 'n vriend van my, ek ken Silje al 'n hele aantal jare, en ons het baie goeie verhoudinge oor 'n wye spektrum van velde. Ons is albei prokureurs. Hy praktiseer nie, hy is eintlik voltyds in die politiek, ek praktiseer voltyds. Ek dink Silje het goeie werk gedoen. Maar ek is in hierdie verkiesing met een doel voor oë, dit is om die VF+ so goed as moontlik te laat doen. En as dit beteken dat die VF+ uiteindelik die grootste party na hierdie verkiesing is, dan is dit wonderlik. As ons nie die grootste party is na die verkiesing nie, dan gaan sit ons om die tafel en dan begin 'n mens, ek wil nie sê horse trading is 'n gelaaide woord, maar dan begin 'n mens met 'n onderhandelingsproses met al die partye wat die hekkie oorgesteek het om verkies te word. En dan gaan besluit jy, wat wil ons bereik in hierdie stad? Hoe gaan ons dit die beste bereik en hoe gaan ons by die beste moontlike antwoord uitkom? En dan word daar eintlik eers 'n burgemeesterskandidaat aangewys van 'n potensiële koalisie. So dis 'n proses wat gaan gebeur, maar dit gaan waarskynlik na die verkiesing grootendeels gebeur. Wat nou vir ons belangrik is ons wil seker maak dat elke potensiële VF+ kiezer, elke kiezer vir wie Afrikaans belangrik is, elke kiezer vir wie sy gemeenskap belangrik is, elke kiezer wat sê, so kan dit nie aangaan nie, ons kan nie toelaat dat die ANC aanhou om hierdie stad te plunder en te verarm en te laat agteruitgaan nie. Elkeen van hulle so ver te kry om te registreer as kiezer in sy eie wijk en op stemdag te laat stem in die verkiesing. Want as minderheidskiesers in groot getalle gaan stem en die meerderheid raak apaties, dan het jy hierdie diferensiaal in die uitslag wat tot gevolg kan hê dat daar 'n regeringsverandering is, selfs wanneer minderheidspartye nie die meerderheid demografies is nie, maar die meerderheid by die stembus uitgebring word. So ons moet absoluut daaraan werk om so naby as moontlik aan 100% stempersentasies te kry onder mense wat lyk soos ons lyk, praat soos ons praat en dink soos ons dink en wat sê ons het genoeg gehad van die ANC se korrupsie, ons wil dit stop. Die eerste beste manier om dit te stop is om te sorg dat jy registreer as kiezer, te gaan stem op stemdag en almal rondom jou te mobiliseer om dit te gaan doen. En dan vir ander regerings, ons het dit al gesien gebeur. En dit gaan aanvanklik moeilik en daar's aanvanklik weerstand en daar's ouens wat in magsposisies is wat daai magsposisies verloor en hulle gaan weerstand bied daarteen. Ons moet reguit vorentoe gaan, weet waantoe ons op pad is en doen wat gedoen moet word. En stadig maar seker sal jy kan sien hoe die wiel terugdraai na hoe hy moet wees en in die regte rigting begin loop. Dit bring my tot my laaste vraag, Willie, en dis 'n praktiese vraag. Hoe werk dit nou vorentoe? Bly jy 'n prokureur? Gaan jy 'n raadslid word? En is Tshwane omtrent, ek wil sê, die eerste tree vir jou terug in 'n voltydse politieke loopbaan? Of wat word van jou as Willie Spies die prokureur? Ek sal altyd 'n prokureur wees. Ek dink is interessant. Ek dink ek kan nie onthou of dit Pieter of Corneille Mulder is wat altyd die staaltjie vertel, as jy deur 'n loopbaangids blaai, dan kan jy daar soek, daar is nie 'n loopbaan wat bekend is as die loopbaan van 'n politikus nie. Daar bestaan nie so 'n beroep nie. 'n Politikus is iemand wat sy gemeenskap lei en dien. Maar dis nie 'n loopbaan nie. Wat bitter gevaarlik is, en ons sien dit ongelukkig op die oomblik in die politiek, met alle respek, beide die ANC en die DA, sien ons dit. Loopbaanpolitici, mense wat direk na skool of direk na universiteit in die politiek ingegaan het, sy enigste verwysingsraamwerk is die politiek alleen.
En dan raak die politiek en die staat raak vir hom die absolute. Dis alwaar dis die wêreld waarin hy funksioneer. En dis hoekom mense dit sien wêreldwyd dat jy hierdie sogenaamde diep staat verskynsel het van 'n klomp birokrate wat eenvoudig die staat se mag net heeltyd wil uitbrei en sterker en groter en oneindiger maak. Ons moet daarteen stry. Ons moet gewone mense wat in loopbane staan so ver kry om weer in die politiek betrokke te wees. Deeltyds in die politiek betrokke te wees. As jy met ouer mense praat wat 40 en 50 jaar gelede by die politiek betrokke is, dan sal 'n oom vir jou sê, weet jy wat, my pa was burgemeester van ons dorpie. Hy het nie 'n salaris gekry daarvoor nie, hy het 'n R50 honorarium per maand gekry om op die kantlyn sy rol as burgemeester te vervul. Maar daar was nie slaggate gewees nie, daar was dienslewering gewees, die kragvoorsiening is gedoen en die dorpie het gefunksioneer soos hy moet funksioneer. Want die dorpies in die stede was nie gedomineer deur 'n klomp beroepspolitici nie, maar deur gemeenskapsmense wat ook by die bestuur van hulle gemeenskappe betrokke geraak het. Dis vir my die ideaal, dis wat ek graag sou wil sien gebeur. Hoe dit gaan uitspeel sal die tyd moet leer. Vir nou is ek besig om 'n verkiesing te help veg. Ek is vir nou besig om die 5+ so goed as moontlik te laat doen. En na die verkiesing sal ons die detail uitwerk. Maar een ding wat ek weet is dat die tyd ryp geraak het vir 'n verandering in ons stad, in die provinsie en in die land. En ons moet nou begin werk daaraan. Dit was Willie Spies, die Vryheidsfront Plus se burgemeesterskandidaat in Tshwane. Dankie Willie, dit was so lekker om jou hier te hê en ek het 'n gevoel ons gaan baie gesels voor en na die verkiesing. So baie sterkte vir jou. Dankie vir die uitnodiging en dis lekker om in hierdie plaaskombuis te sit.